Daar is hierdie skarniere in die geskiedenis wat, wanneer dit gebeur, dit berge laat skuif by plekke baie ver daar vandaan. Die mense wat in my generasie is, wat diensplig gedoen het, sal onthou die einde van daardie diensplig-oorlog en die groot veranderinge in Suid-Afrika het gekom na die Berlynse muur geval het. Alhoewel daai muur baie ver van ons af is. Daar's hierdie goed wat gebeur, wat 'n klomp domino's laat val, elders ook. En een van daardie goed is Trump se tweede termyn in die Withuis. Dis asof hier 'n hele opskommeling kom van 'n klomp goed wat eintlik niks met Trump te doen het nie. Hy byvoorbeeld nou 'n onderneming gegee het dat hy die Oekraïne-oorlog gaan oplos en vrede gaan bring in Palestina, het daar gister in State House in Harare 'n besluit gekom dat Zimbabwe hom ook wil gaan sien om 'n aanbod te maak, om te kyk of hulle die grondkwessie kan oplos. Ek was daar, ek het gister vir president Mnangagwa gesien en gepraat oor die inhoud van so 'n aanbod. En hy sê bloot, as ons dit nie nou doen nie, as daar nie nou groot skuwe kom nie, wanneer vorentoe? In hierdie omstandighede in Suid-Afrika is ons so 'n bietjie in die teenoorgestelde rigting op pad. Nie net met hierdie onteieningswet nie, daar's 'n klomp ander moeilike wetgewings wat ook nou deurgehaak word, gesondheidsorg, die Bella-wet en so voort. En dan natuurlik die omstandighede waar binne regeer word deur 'n groot klomp politieke partye wat nie baie met mekaar in gemeen het nie. Nou, ek wil graag vir julle uit 'n ander hoek wys hoe lyk hierdie besluite wat ons baie onseker maak en wat ons nie net nou nie, maar veral in die aanloop na die volgende verkiesing toe, na volgende jaar se plaaslike owerheidsverkiesing, nog baie kwaad gaan maak. Ons moet eintlik dit in ons begroting inwerk, ons moet weet, ons gaan nog baie kwaad raak. Dit gaan daaroor dat alhoewel die ANC baie meer steun verloor het as wat hulle gedink het hulle sou, en nog nie opgehou het om te bloei nie, hulle is nog steeds besig om steun te verloor. Is daardie steun verlies alles na een kant toe. Hulle verloor nie steun na die DA toe, of na die Vryheidsfront, of Action SA, of die ACDP toe nie. Hy steun is weg na MK toe, en na die EFF toe. En as 'n mens hulle stemme saam met dit van MK en die EFF by mekaar tel, is hulle eintlik nog steeds waar hulle in 1994 was. Hulle is nog steeds hierso in die middel 60s. So mense stem nog soos wat hulle altyd gestem het. Maar daai blok is opgebreek. Genadiglik is daar 'n reël in die politiek, dat wanneer broers met mekaar begin beklei, hulle baie meer onverzoenbaar is as wat ou vyande is. Dit is baie moeiliker om met mekaar saam te werk as hulle voel dat hulle mekaar in die rug gesteek het. Dit maak dat daai blok nie so maklik herenig word nie. Behalwe vir opportunistiese redes soos byvoorbeeld om beheer oor 'n sekere stad te neem of so. Maar hulle gaan nie maklik op die groter beleidsake die tipe van instemming met mekaar vind dat hulle 'n gesamentlike regering kan opsit nie. Die grootste verskil tussen die ANC en die twee partye aan wie hy steeds steun verloor, MK en die EFF, die grootste beleidsverskil gaan oor grond. Dit gaan oor hierdie narratief dat grond gesteel is en die belofte dat dit teruggevat sal word. En wanneer jy betaal daarvoor, dan kry jy nie daai terugvat gevoel nie. En dit is die hoofdryf daar agter om te sê, grond moet gevat word sonder dat daarvoor betaal word. Het gaan oor hierdie ding van dis gesteel oorspronklik. En om die bloeding te stop, om te keer dat hulle verder steen verloor, en om dalk van daai steen weer terug te vat,
het die ANC 'n soort van 'n voorspringoperasie geloods. Hulle het hierdie wet afgeteken. En dan kan hulle sê, dit wat hulle julle beloof, dit wat hulle sê hulle gaan doen, het ons eintlik nou al klaar gedoen. Hulle praat nog net daaroor. Ons het die wet in plek gesit. Trouwens, die kans dat hulle as die wet die eerste 2 of 3 hofsaake oorleef, dat hulle die eerste van ons sal probeer omstamp voor die munisipale verkiesing is baie groot. Dis vir hulle belangrik om dit om daai tyd te doen. Daai laaste paar maande voor die verkiesing. Want die mense wat beïndruk is met dit, die mense wat opgewonde raak oor goed wat gevat word sonder dat daarvoor betaal word, is juist mense wat niks het om te verloor nie. Dis die armste mense, dis die diep landelike mense. Dis mense wat nie hoef bekommerd te wees oor 'n paaiement van 'n kar of 'n huis of skoolgeld wat aan die einde van die maand moet afgaan nie. Dis mense wat as hulle dink aan ryk mense, dink aan boere en dink omdat jy grond het, daarom is jy welvarend. En as ek ook grond het, sal ek ook dan welvarend wees. Dis die rasionaal daar agter. Daar's ietsie skerper daar agter en dis nou regtig nie my intensie om enige iemand se temperatuur op te jaag hieroor nie, maar dis belangrik dat ons mekaar oor hierdie goed praat. En dit is die rol van wilde groepe mense, anders as die staat, wat betrokke raak by die goed. Net gister daar na Harare, toe ons nou probeer kyk of daar genoeg eensstemmigheid kan wees tussen boere wat hulle grond verloor het, en ZANU-PF, wat aandadig was daaraan dat hulle die grond verloor het, of daar soort van 'n aanbod geformuleer kan word om na Trump toe te vat. Toe sê hulle weer, die Zimbabwese regering het nooit 'n besluit geneem, nou gaan ons boere se grond vat nie. Dit het nie gebeur nie. In 2000 het ZANU-PF 'n referendum verloor. Hulle wou die grondwet wysig en toe verloor hulle daai referendum en toe skrik hulle. Hulle het dit ook nie sien kom nie. Hulle het gedink dat hulle hierdie soliede ondersteuning het. En hulle het nog hulle wonde gelek en gewonder wat nou volgende. Toe het wilde bendes op die plase gekom en hulle die boere afgejaag. My oom hulle en my neefs was van die eerstes wat hulle grond verloor het, daarbo by Shinoy. En daai oggend toe hulle arbeid ingeklok het hulle nie geweet dat vanaand hulle nie meer op hierdie plaas gaan wees nie. En toe dit gebeur, toe ZANU-PF, toe Mugabe, eintlik 'n baie eenvoudige keuse. Hy moet hierdie wilde bende stop, en hulle is aan sy kant, en hy moet hulle ook nog vervreem, of hy moet kyk of hy hierdie tier kan ry, of hy op sy rug kan bly, en hy besluit dit toe. Onthou hulle die Zimbabwese grondwet eers gewysig in 2005, 5 jaar na die eerste plase gegryp is, om dit terugwerkend wettig te maak. Ek wil nou vir julle sê, ek dink nie ons grootste risiko in Suid-Afrika is dat die regering op 'n kol sê, nou gaan ons daai groep plase vat of so nie. Die risiko is baie groot, maar ek dink ons risiko is groter, dat mense so net op plase gaan, en sê daar is nou so 'n wet in plek, en ons het nie behuising nie. En hierdie plaas word dalk nie ten volle benut nie of so. Dit is soos iets wat gebeur het 2,5 jaar gelede in Natal. Of daar by ons, daarna by Tsenien en Seshego, ook 2 weke gelede. Mense wat op 'n stuk grond gaan, en dan daag hulle die polisie uit om iets te doen daaraan. En dit is ook nie so eenvoudig in die platteland vir die polisie om iets daaraan te doen nie, nee. Julle almal weet hoe lyk polisiestasies in die platteland, en so 'n tipe van 'n standoff, het die kapasiteit eenvoudig nie altyd daar om op te tree nie. En waar laat dit ons? Julle sal sien, ek was nou in die afgelope paar weke baie diep in die moeilikheid oor dit wat ek nou sê, maar ek gaan dit nie ophou sê nie. Al sou julle my van 'n foto af uitvee. Hierdie wet is 'n verskriklike ding. Maak nie saak hoe hulle hom spin nie. Hierdie wet, soos wat hy nou daar uitsien, is 'n verskriklike ding. En
En daar's 3 goed wat ek voel die manier hoe dit vir ons opgedis word in die media nie net 'n vergissing is nie. Dis 'n flagrante leuen. Dit is waar dat elke land 'n onteieningswet het. Elke land het 'n onteieningswet nodig. Maar om te sê, hierdie bring ons nou maar net in pas met die grondwet en ons het niks om oor bang te wees nie. Dis nie waar nie. Want in ander lande is so 'n wet die toepassingsverantwoordelikheid van 'n afdeling binne in 'n departement. En gewoonlik is daar spesialiste in so 'n afdeling. Al die jare by ons was dit die departement van openbare werke wat jou kon onteien. Hierdie wet sê, enige departement op nasionale vlak, enige departement op provinsiale vlak en enige munisipaliteit kan jou onteien. Dis ontsettende wye magte. Ek boer in Limpopo. Ek kan vir julle sê, as ek my hoop daarop moet sit, dat daai munisipaliteite daar by ons nie sal kyk hoe ver hulle die grense van hierdie wet kan druk nie. Ek bitter naïef wees. Veral in die aanloop van plaaslike owerheidsverkiesing soos dat ons volgende jaar moet hê. Natuurlik sal daar ergens 'n EFF of 'n MK amptenaar probeer kyk hoe ver kan hy dit vat. Maar dis nie net dit nie. Elders in die wêreld het hulle 'n ander inhoud aan billik en regverdige vergoeding. Trouwens, daar's min lande in die wêreld wat nie in sy onteieningswet ook 'n solatium het nie, tranegeld het nie. Al die jare hier by ons was tranegeld so min of meer 15% van totale waarde. Beteken as jy onteien word, bo die waarde, bo die markwaarde van jou eiendom, het hulle vir jou 15% gegee om ander gordyne te koop vir 'n nuwe huis wat jy moet intrek, om ander skoolklere te koop vir jou kinders en die tipe van goed. Daar's baie kostes rondom trek wat nie net in die markwaarde van die eiendom weerspieël word nie. Hier is die solatium nou geskrap. Daar's nie sprake van nie. Trouwens, die kans dat jy markwaarde kry nou is nie so goed nie. En hierdie is die gevaarlikste deel van jy sal nou omtrent daagliks in die koerante lees en veral van die groot besigheidsorganisasies wat sê ons hoef nie te vrees dat hulle buite die raamwerk van die grondwet sal gaan nie. Onteiening sal altyd binne in die grondwet gebeur. Nou ek glo ook dit sal binne die grondwet gebeur. Maar dis waar die angel in lê. Ons kan vermink word binne in die grondwet. Die grondwet waarborg ons nie markverwante vergoeding nie, al vir die afgelope 30 jaar nie. Onteiening word aangespreek in artikel 25(3) van die grondwet. En daar sê dit, wanneer onteien word, moet die belang van die staat en die belang van die individu te mekaar opgeweeg word. En dan moet die vergoeding bereken word met die volgende in ag genome, waarvan markwaarde net een van 5 goed is wat genoem word. Ander goed is byvoorbeeld die geskiedenis van die verkryging van hierdie plaas. Met ander woorde, hoe het jy hierdie plaas gekry? En as jy het geërf het, hoe het jou pa dit gekry? En as hy het geërf het, waar het die ou pa het gekry? So wat is die geskiedenis van verkryging? Ook die historiese belegging van die staat in hierdie grond. Nou dit is so, dat, kyk in die ou tyd het ons 'n landboukrediet-raad gehad, nê, naas die landbank en landboutegniese adviesdienste, wat so 'n tipe van 'n driepoot gevorm het om veral in moeilike tye, wanneer 'n mark ineengestort het of wanneer daar droogte of vloed of die tipe van goed was, 'n vangnet was vir boere. Nou daar was sekere tye wat hierdie landboukrediet-raad saam met die landbank sekere subsidies gegee het. Byvoorbeeld in die vroeë 60 jare met daai droogte om boorgate te boor, om heininge op te sit. En die staat sê nou, ons het klaar daarvoor betaal. So as ons jou nou onteien, dan hoef ons nie weer daarvoor te betaal nie. Dan wil hulle dit aftrek. Die gevaarlikste van al daai voorwaardes
is die doel van die onteiening. Die grondwet laat die staat toe om 'n afslag te vat vir die doel van die onteiening. Nou hierdie doel verwys na 'n ander uniekheid in hierdie wet. In ander lande kan jy onteien vir 'n openbare doel. Dis om 'n pad te bou, 'n hospitaal te bou, om 'n dorp uit te brei en sulke goed. By ons, in terme van die nuwe wet, kan jy ook in openbare belang onteien. In openbare belang sê die grondwet baie pertinent, is dinge soos grondhervorming, restituisie, herverdeling van rykdom, transformasie. So dis 'n politieke rede waarvoor jy onteien kan word en vir die doel daarvan kan hulle 'n afslag vat. Maar die grondwet sê nie, is daai afslag 5% of is dit 15% of is dit 50% of is dit 80% nie. Dit gaan ons moet uitvind deur moeisame hofsaak op hofsaak op hofsaak tot dat hulle 'n patroon laat stol het hierin. En dis waarom dit so vreeslik belangrik is dat ons die ontvouing van hierdie ding dophou en betrokke raak by die eerste ene. As julle nou alles vergeet het wat ek vandag vir julle sê, onthou hierdie stukkie. Ons grootste toets kom by daai eerste boer of 2 of 3 wie se nommer uit die hoed uitkom om in terme van hierdie wet onteien te word. Hier's nie versekeringspolisse dat dinge gaan goed gaan hiermee nie. Ons enigste versekeringspolis is onsself. As ons nie nou 'n meganisme skep waar ons vir mekaar verseker dat as dit jy is wie se nommer opkom, dat ons almal gaan saam staan en jou gaan help met hierdie hofsaak nie. Want wat ook al jou oorkom, is ons voorland ook. Ons gedoen. Nou moet ek vir julle sê, julle is nou nie die eerste groep waarmee ek hieroor gesels nie. Saterdag daar in Alexandria in die Oos-Kaap. Toe ons oor hierdie goed praat, toe staan daai boere soos een man op en sê, kom ons sê vir mekaar, as dit jy is, dan gaan ek jou ook help. Want ons moet daai tyd die heel beste regskundigheid kry. Die koel is nie heeltemal deur die kerk nie. Hierdie wet kan gestuit word nog. Daar's 4 instellings wat nou al gesê het dat hulle die saak hof toe vat en 2 van daai sake is nou al geliaseer. Die eerste was die DA. DA vat hierdie wet op 'n baie tegniese punt. Want in terme van ons prosedurele reg moet wetgewing as dit deur die parlement is, ook deur die Nasionale Raad van Provinsies gaan in elke provinsie. Hierdie wet was net in 2 provinsies deurgesit. Die ander 7 het nooit gebeur nie. So op so 'n tegniese punt kan 'n ou die ding nog uitgooi. Die gevaar van 'n tegniese punt is, hulle gaan doen dit oor en dan kom daai wet nou weer terug tafel toe. Jy wen eintlik net 'n bietjie tyd en jy skop die blikkie in die pad af. Ons moet die tande van hierdie ding getrek kry. Ons moet ten minstens 3 goed verander kry en dit gaan oor die manier hoe vergoeding bepaal word. En ons standpunt is, wat's verkeerd met markwaarde? Dit is so, die grondwet waarborg nie markwaarde nie, maar die grondwet verbied ook nie markwaarde nie. Wat's fout daarmee om vir 'n boer te gee wat hom toekom as jy sy grond moet vat? In elk geval, wat is die morele basis daarvan om die las van 'n nasionale verantwoordelikheid soos grondhervorming op die skouers van 'n individu af te laai? Nêrens in die wêreld gebeur dit so nie. So iets moet uit die fiskus betaal word. Die hele gemeenskap moet daarvoor betaal, nie die individu nie. Die ander ding wat ons gewysig moet kry is hierdie wye magte. Hulle moet sê, daar's 'n spesialis groepering in 'n nasionale departement wat jou onteien en nie sommer enige Jan Rapp en sy maat op plaaslike owerheidsvlak nie. Dis die goed waaroor ons gaan moet beklei. Ek wil tog vir u sê, van ons kant af in SAI, die organisasie waaraan ek behoort, gaan ons nie vir jou vra, is jy lid by ons of nie? Ons sê dit nie net vir mense wat boer nie, ons sê dit ook vir mense in stede, want as mense in stede omgestamp word, kan ons ook omgestamp word. Ons gaan daar wees vir julle, vir sover dit in ons vermoë is, gaan 'n ou daai eerste klomp individue moet help. Ek gaan nie probeer om druk op jou te sit, om sluit nie, maar jy skuld dit vir elke ander boer in hierdie land om ergens in te skakel. Moenie dat
as hy eerste ouens val, jy die gat in die net is waar deur geval word nie. Nie dat ons dan vir jou soek nie. Maak nie saak by watter struktuur jy inskakel nie. Skakel in en wees deel, want ons het nou net mekaar en die genade van bo waarop ons kan staatmaak. Baie dankie Choopie dat ek die geleentheid ook gekry het hier by jou en baie geluk met jou groot boeredag vandag.